en Ink Luisterstories bied aan. Rit se wegraping, geskryf deur Eugene Pinaar. Die vraggies die winderigste aand in die Vrystaat gekies om vir die hemel te kom wag. Hallo Ben, die Here steur hom nie aan die weervoorstelling nie. Hy kom wanneer dit hom pas. Ja, maar mense sou dink dat hy daarom vir ons 'n bietjie sonskyn sal gee vir die okasie. Hier, ek het vir ons koekies gebring. Gedink as ons dan nou vanaand moet vertrek, kan ons net sowel die tyd verwyl met iets lekkers terwyl ons wag. Ag, dankie Ben. Dis dierbaar van jou. Dis naby buurman. Die syfers, die tekens, alles val in plek. Middernag vanaand. Ek verbeel my ek het dit al van tevore gehoor. Met Paasfees verlede jaar, om presies te wees. Nee, hierdie keer is anders. Die maan het verkleur. Die vrye bomepot. Ja, ek weet. Jy het dit al verduidelik. Ek hoop net die Here stuur dit sterk leer. Hierdie ou knie van my gaan maar sukkel tot bo die wolke. Toe maar, jy sal regkom. Ek is bekommerd oor jou rit. Jy hoef nie te wees nie, buurman, ek is gereed. Die vraag is jy? Rit, jy weet tog wat my gevoel is. Jy's net so harde kop soos Naomi, jy wil nie hoor nie. Gaan sy hier wees vanaand, dink jy? Ek het geen benul wat in haar kop aangaan nie, Ben. Maar sy was gewaarsku. Meer kan ek nie doen nie. Sy is jou dogter, Rit. Moet jy nie maar hierdie ding tussen julle laat vaar nie. Dis nie vir my om te sê nie. Sy is die een wat my kwaadlik neem oor my geloof. Ek dink nie sy neem jou kwaadlik oor jou geloof nie. Sy is net teleurgestel omdat jy jou so maklik 'n gat in die kop laat praat het. Ek wil nie weer met jou redeneer hieroor nie. Ek weet hoe jy voel. Jy en Naomi. Jy dink ek is onder ander mense se invloed, maar ek is 'n groot mens. Ek kan vir myself dink, Ben, glo my, ek het deeglik navorsing gedoen. Ag, nou ja. Dit help nie ek en jy word ook kwaad van mekaar nie. As jy so seker is dat ek verkeerd is, Ben, waarom is jy dan hier? Ek het jou al gesê, Rit. Jy maak die lekkerste rooibos tee wat ek nog gedrink het. Ek wou nie die geleentheid laat verbygaan om saam met jou rooibos tee te kom drink. Veral nie as dit dalk die laaste keer is nie. Ja, spot maar. Julle sal almal die lig sien, vanaand nog. Ek hoop net dis nie te laat nie. Maar regtig voort met hierdie malligheid. Ek het regtig gehoop maar sy dit laat vaar. Hoekom sou ek dit doen, Naomi? Vanaand is die aand. Maar kan dit nie weet nie. Die Bybel sê niemand weet die dag en die uur nie. Wat dink maar sal gebeur as almal dinge uit die lig gaan? Naomi, moenie weer begin nie. Geloof beteken juis dat mense nie vra wat as nie. Dis nie hoe geloof werk nie. Geloof laat mens ook nie al jou meubels verkoop en jou pensioen weggee nie. Stadig, Naomi. Jou ma doen niemand enige kwaad aan nie. Nog nie, Ben. Maar hier kan niks goed van kom nie. Ja, ek hoor jou, Naomi. Maar ons is nou eenmal hier. Kom ons probeer mekaar in liefde verdra. Dit gaan moeilik wees om almal te verdra, Ben. Ek kan die spul nie uitstaan nie. Jy gaan nie lelik wees met hulle vanaand nie, Naomi. Hulle het niks aan jou gedoen nie. Hulle het my ma vir my weggerokkel. Ek ken maar nie meer van ek maar by hulle begin betrokke raak het nie. Dis mense wat lief is vir die Here, Naomi. Al stem ons nie almal saam oor alles nie, kan ons nie sommer vinger wys nie. Ben, wat jy glo kan my min skeel. Maar jy sien self wat hulle invloed op my ma gedoen het. Naomi, nou gaan jy te ver. Ek is nie 'n kind wat my laat hier in gebied nie. Nou
Nancy. Ek het gedink ek kom sommer saam met julle 'n bietjie waghou vanaand. Pastoor Julian, welkom. Het is wonderlik om 'n regte gelowige hier te hê. Iemand met 'n bietjie logika sou beter gewees het. Miskien is daar plek vir albei, Naomi. Wel, ek moet sê, as die Here wel vanaand kom, dan het hy die regte aand gekies. Ideaal vir drama. En vir verkoue optel, ja. Sit gerus julle. Ons gaan nog 'n rukkie moet wag. Jy sê middernag, Rit? Middernag, ja. Die Here het beloof hy gaan kom. En vanaand is die aand dat hy die hemel gaan open en ons huis toe neem. Ons huis is net 2 blokke van hier af, ma. Maar kon net sowel daar gebly het. Laat haar begaan nou. Om te wag bring 'n soort vrede. Selfs al is ons nie almal seker waarvoor ons wag. Dis maklik vir jou om te praat, pastoor. Jy's nie die een wat haar môre moet help om die stukke op te tel nie. Môre gaan nie kom nie. Ek wens jy wil dit verstaan. Hoor hoe lekker val die water daar buite. Ek hoop nie die weer slaan weer die krag uit nie. Jy is onnodig pessimisties, Ben. In elk geval, krag is die laaste ding waaroor ons vanaand moet kom. Suster Rit, ek het dit gemaak. Naand julle almal. My ma dink ek is mal, maar ek kon nie wegbly. Ek wil hier saam met julle wag. Ag my kind, jy maak my hart sommer bly. Jy's baie dapper. Sy het nie huiswerk vermoere nie. Dalk albei, oom Ben. Jy behoort nie so laat uit te wees nie, meisie. Weet jou ma jy's hier? Sy het gesê ek kan my eie keuses maak en dit voel reg om hier te wees. Kom sit hier by ons Patrice. Die Here sien jou opregte hart. Terwyl ons wag, kan ons dalk met mekaar deel oor wat elkeen van ons hierheen vanaand gebring het. So 'n bietjie om die tyd om te kry. Of hoe? Die tyd sal in elk geval verbygaan, pastoor. Maar kom ons bly by die waarheid. Die tyd van voorgee is verby. OK, ek sal begin. Ek is hier omdat Rit sulke lekker rooibos tee kan maak. En miskien is ek te moeg daarvoor om voor te gee dat ek nie ook wonder nie. Wonder oor wat, Ben? Oor alles wat hierna gaan gebeur. As Rit reg is, dan wil ek nie graag die enigste ou wees wat vanaand later die saal sal moet toesluit. Jy sal sien, Ben, jy sal sien. Dis nog minder as 2 ure. 2 ure nog, glorie. Dankie vir jou eerlikheid, Ben. Wat van julle ander? Hoekom is julle hier? Ek is hier omdat ek saam met ander gelowiges wil wees wanneer die Here ons gaan kom haal. Ek hoop regtig nie het jou huiswerk gelos om hier te wees nie, want jy gaan môre weer op die skoolbank wees, glo my. Ek dink nie so nie dan. Ek glo vir suster en sy is baie seker oor vanaand. Man, wat 'n gesuster is dit met jou? My ma kon jou ouma grootjie gewees het. Sy's nie jou suster nie. Voor die Here is al die gelowiges broers en susters dan nie. Inderdaad, Patrys. Ons het dieselfde Vader. O, jy bedoel nou die charismate pastoor. Wat van ons ander? Is ons nie ook deel van julle familie nie? Ja, natuurlik. Die familie van Christus is in alle denominasies te vind. Ek het niks leliks bedoel nie. Hoekom is jy hier, pastoor Julian? Glo jy ook dat die wegraping vanaand gaan plaasvind? Dis beslis moontlik, Ben. Dink jy nie so nie? Op grond waarvan dink julle dit vanaand gaan gebeur? Leer die Bybel nie baie duidelik vir ons dat niemand die presiese tyd ken nie? Jy is reg, Naomi. Jesus het gesê dat niemand die uur of die dag ken. Maar jy moet onthou, Jesus het daar met die Jode gepraat. En die Jode het geweet dat hy verwys eintlik na die fees van die trompette. Wat is die fees van die trompette? Dis die Joodse nuwe jaar, wanneer hulle begin het om die oes in te samel. Maar hoe op die aarde bring julle dit in verband met die wegraping, pastoor? Gaan lees daardie gedeelte, Ben. Die Jode het goed geweet waarna hy verwys toe hy gesê het dat niemand die presiese oomblik ken nie. Skus julle, maar ek verstaan nie. Jy sien, Patrys, niemand het vooraf die presiese tyd geken wanneer die fees sou begin het nie. Maar daar was aanduiding. Hulle sou 2 manne stuur om op die bergtoppe te gaan wag totdat hulle die sekelmaan sien uitkom. En dan het hulle op hulle trompette geblaas vir die fees om te begin. En net so sal die trompette blaas voordat die wegraping plaasvind. Dis bog. Julle gryp na strooihalms. Die Bybel sê ook dat die weerkom sal plaasvind soos 'n dief in die nag.
Niemand weet vooraf wanneer 'n dief gaan inbreek nie. Nee, Paulus skryf juist dat hy dit vir ons vertel sodat ons nie oorval sal word wanneer die Here soos 'n dief in die nag kom nie. Ek verstaan nog nie hoe jy uitgewerk het dat dit juis vanaand om middernag gaan gebeur in die buurvrou. Die Here self het dit aan my geopenbaar, Ben. Ek het die trompette fisies hoor blaas. Glo my, die tyd is vanaand. Waar kom die kantige openbaring vandaan, ma? Van al die miljoene Christene in die wêreld het hy juis vir ma uitgekies om dit aan te openbaar. Hoekom? Gebruik verslag ma se verstand. Stadig nou, oom. Ek stem met jou saam, maar kom ons wees tog maar 'n bietjie meer verdraagsaam met mekaar. Ben, julle weet nie hoe hierdie goed my ma beïnvloed nie. Die vorige keer het dit dae geneem vir haar om daaroor te kom. Sy het byna haar geloof verloor. Mense dink sy het haar les geleer, maar nee. Nou oomie, hoe kan jy so seker wees dat jou ma nie 'n ware openbaring beleef het nie? Die Here werk op maniere wat ons nie altyd verstaan nie. Hoor hier, ek het nie gevra dat ons saam hier moet kom wag sodat julle heel aand met mekaar kan stry nie. Rut is reg. Kom ons hou die gesprek eerder opbouend, sonder om mekaar af te kraak. Dis wyse woorde, Ben. Kom ons skuif die verskille net so 'n bietjie een kant toe. Al is dit net ter wille van Rut. Ek gaan tee maak. Wie gaan saam drink? Ek het gedink jy gaan nooit vra nie. Dit sal nou lekker wees. Vir my ook asseblief, suster. Nou maar verskoon my dan. Ek is bly ek hoef nie vanaand buite te wees nie. Die storm raak al erger, maar dan ook weer. Hierdie ou saaltjie bied ook maar net beskerming. Ja, dit lyk of die saal baie oud is. Jong, as ek reg is, dan is die saal hier in die 30er jare gebou, byna 100 jaar gelede. As die plek nog behoorlik in gestand gehou was, sou dit dalk ook anders gelyk het. Maar niemand gee my om nie. Ek dink dis die perfekte aand. Elke oomblik is opwindend. Veral die weer. Dis asof die natuur ook aanvoel iets is aan die kom. Kind, wat gaan jy môre sê as die son opkom en jy is nog hier? Het jy al daaraan gedink? Nee, Tannie. Suster Rut het deeglik navorsing gedoen. Sy is baie seker. Wees eerlik, pastoor. Dink jy ook regtig dat die wegraping vanaand gaan plaasvind? Ja, ek dink daar's 'n groot kans dat dit waar kan wees. Dit se verduidelikings maak vir my alles sin. Die stukke van die legkaart pas eintlik mooi in mekaar. Nou vra ek weer vir jou, pastoor. Wat as dit nie gebeur nie? Naomi, jy soek nou onnodig skoon. Wat baat dit ons vra wat as? Kom ons wag vir middernag. Ben, jy's te bang om mense se tone te trap. Hierdie is malligheid. Ek weet goed dat jy ook soos ek voel, maar jy weier om standpunt in te neem. Ek is nie skaam om te sê hoe ek voel nie. Maar wat sal dit baat om mekaar te beledig? Ons is almal geregtig op ons menings. Ek stem saam met Ben, maar kan ek vir jou 'n teenvraag vra, Naomi? Jy hoef nie te antwoord nie, maar dink 'n bietjie daaroor. Wat gaan jou reaksie wees as dit wel vanaand gebeur? Is jy gereed? Dis 'n saak tussen my en die Here, pastoor. Maar glo my, ek is nie bekommerd nie. Jy moet mooi dink, Naomi, voordat dit te laat is. Hier is julle tee. Sonder suiker ongelukkig. Lyk my ons suiker is op. Ons gaan my tee met geloof moet soek. Dis in die hakerit. Baie dankie. Ons sal onsself maar moet gemaklik maak. Die Here het nooit gesê om te wag gemaklik wees nie. Wel, ek gee nie om nie. Dis opwindend. Elke geluid klink vir my soos 'n trompet. Dis net die dak wat lek, Patrys. Naomi, die tekens is daar vir almal om te sien. Die hele wêreld bewe vanaand. Die maan bloei. Selfs die wind klink anders. Die wind klink net anders omdat ons in 'n vertrek met gate in die mure sit. Jy spot lekker, Ben. Maar jy het dit nog nooit gevoel. Daai stemmetjie binne wat vir jou sê dat hierdie lewe nie alles is nie. Ja, ek het al so gevoel. Wanneer ek die son in die môre sien opkom, of wanneer ek 'n geliefde aan die dood moet afstaan. Daardie gevoel is die stem van die hemel. As die hemel roep, kan hy maar 'n boodskap laat. Ons is nog nie gereed nie. Dan weet ek jy het baie vinnig regmaak. Wie's daar? Goeienaand, mense.
Jammer om julle te onderbreek. Ek het gehoor hier is 'n soort van 'n vergaderingkie vanaand. Sergeant, het jy gekom om by ons aan te sluit? Nie eintlik nie, pastoor. Ons het 'n waarskuwing ontvang. Daar is 'n groot storm op pad. Dis nie veilig hier nie. Hierdie ou saaltjie staan op genade. Dankie dat jy gekom het, sergeant, maar ons is veilig, glo my. Die enigste storm wat ons vanaand verwag, kom uit die hemel. Ja, dis juis die een waaroor ek bekommerd is. Sergeant, jy kan my dalk help om dit te oortuig om die malligheid te laat staan. Nee, hy is welkom om te bly, maar ons gaan nêrens. Ek kan julle nie een vir een hier wegsleep nie, maar ek gaan maar hier bly tot die ergste verby is. Iemand moet wag hou, net in geval. Dan is jy een van ons, sergeant, of jy nou wil glo of nie. Nee, een van julle is ek beslis nie. Nie in daardie sin van die woord nie. Hoe bedoel oom nou? Jong, ek wil nie op tone trap nie. Almal is geregtig op hulle opinies. Maar hierdie hele Bybelding is een groot scam. Is jy nie gelowig nie? Ek het dit nie besef. Soos jy sê, sergeant, elkeen is geregtig op sy eie mening. Maar 'n mens moet tog in iets glo. Iets ja, maar dat daar 'n groot sterk oom met 'n wit baard in die hemel sit en wag om ons hel toe te stuur as ons stout is bietjie dik vir 'n dalder. Dis bietjie kras, sergeant. Ons geloof gaan tog oor veel meer. Toe maar, julle hoef nie oor my siel bekommerd te wees nie. As daar wel 'n hemel is, behoort ek dit te maak. Ek is wat julle sal noem 'n goeie mens. Die Bybel leer ons dat niemand is goed nie. Ons is almal vol sonde. Sien jy? Dis presies daardie soort onlogiese snerp wat maak dat ek nie daarin kan glo nie. Met respek, sergeant. Dis presies daardie feit wat sin gee aan ons geloof. Iemand wat goed is, het nie 'n verlosser nodig nie. Hoor hier? Ek dink ons moet die onderwerp verander. Anders is ons net almal die Josin vir mekaar. En dis so onnodig. Ek sal bid vir jou, sergeant, dat jy die lig sal sien. Dankie mevrou. Maar dit klink my julle het die gebed meer nodig as ek. Ek verstaan julle verwag iets groots vanaand? Hierdie is die dag waarvoor Christene al eeue lank wag. Vanaand om middernag gaan alles verander. Nie almal van ons ewe entoesiasties nie, sergeant. Persoonlik dink ek is malligheid. Ek sal eendag saam jou om 'n tafel wil sit en gesels oor ons geloof, sergeant. Want ek dink jy het 'n wanpersepsie daaroor. Wie weet, dalk kan ons dit eendag oorweeg. Maar vir nou wil ek net seker maak dat julle almal veilig bly deur die storm. Ons waardeer jou moeite, maar dis regtig nie nodig nie. Nogtans, dis my werk. Hoor hier, ek wil nou nie almal se emosies opjaag nie. Maar ek kan nie help om te wonder nie. Waarom is julle presies hier? Soos ek verstaan, verwag julle 'n besoek direk uit die hemel. Die Here kom ons haal vanaand, sergeant, presies om middernag. Diegene wat gereed is in elk geval. En die wat nie gereed is nie? Wat gebeur met hulle? Vir die wat agterbly wag daar bitter moeilike tye, dis die begin van die grootste verdrukking wat daar nog ooit op aarde was. Wat 'n verdrukking. Die Bybel leer dat die mense op aarde vir 7 jaar lank verdruk gaan word. Dit gaan erger wees as ooit tevore. Dis juist die rede waarom hy sy kinders kom wegruk uit die wêreld voordat dit gebeur. En waarheen gaan hy met diegene wat hy kom haal? Ons gaan om vir ewig by hom te wees, sergeant. Dit maak geen sin nie, mevrou. Ek is jammer. Ek het jou gesê, nie almal van ons glo dit nie, sergeant. Maar julle is tog almal gelowig? Hoe kan julle nie saam met mekaar stem nie? Ons vertolk nie almal die Bybel op dieselfde manier. Party Christene lees iets tussen die lyne wat nie bestaan nie. Maar dit maak ons nie ongelowig nie. Ben, jy maak ongegronde aantuigings. Hoe kan jy sê dat ons iets tussen die lyne lees wat nie bestaan nie? Julle weet wat my siening oor die wegraping is, pastoor. Ek het jare lank gestudeer om die Bybel reg te verstaan, nou Ben. Dink jy nou jy weet beter? Pastoor, ek wil nie in 'n argument betrokke raak nie. Dis waarom ek my liewer uit die gesprek probeer hou. Maar die waarheid is, julle geleerde mense verskil ook oor die interpretasies van die Bybel. Ek kan jou nie verstaan nie, Ben. Die Bybel is tog nie moeilik om te verstaan nie.
Wat is jou probleem presies? Hierdie hele teorie oor 'n wegraping voor die verdrukking het geen werklike Bybelse gronde nie, Rit. Dis iets wat sommer uit die lug gegryp word. Die wegraping is iets wat dwars deur die wêreld as die waarheid aanvaar word. Die meeste kerke glo daarin op een of ander manier. Die feit dat baie mense daarin glo, maak dit nie noodwendig waar nie. Ekskuus Ben. Ek het geweet jy stem nie saam oor vanaand nie. Maar glo jy glad nie dat er enigstens 'n wegraping gaan wees nie? Nee nou, ek glo aan een wederkoms na die groot verdrukking. As jy aan 'n wegraping voor die verdrukking glo, dan beteken dit daar moet 2 wederkomste wees. Een voor die verdrukking en weer een na die verdrukking. Daar is nie 'n enkele teks in die Bybel wat so iets leer nie. Die hele wegraping teorie is gebaseer op aannames. Mense word mislei. Hoe kan jy dit misleiding noem? Pastoor, die vroeë kerk het vir 2000 jaar nie in 'n wegraping geglo nie. Dit het vir die eerste keer ter sprake gekom in 1830 in 'n kerk in Skotland. En glo dit of nie, dit het juis ontstaan na 'n kamptige openbaring aan een van die lidmate. En jy praat in jou eie beter wete. Daar is baie tekste in die Bybel wat dit bevestig. Nee, Rit, daardie skrifgedeelte verwys na een wederkoms direk na die verdrukking, nie na 'n wegraping voor die verdrukking. Haal. Ek was bang daarvoor. Miskien is die haal ook 'n teken in Openbaring. Miskien ja, jonge dame, maar in my werk beteken haal net 'n klomp stikkende karre. Ek wonder soms hoe dit sal voel. Ek bedoel as hy regtig kom. As die hemel oopgaan en die trompette begin te blaas. Gaan ons bly wees of gaan ons angsbevange wees? Of teleurgesteld, wanneer niks gebeur nie. Iets gaan gebeur, Naomi. Dit moet. Anders is my hele lewe verkeerd. Maar daar's niks verkeerd met ons lewe nie. Maar is eensaam, dis al. Jy dink hierdie is eensaamheid. Omdat ek gereed maak. Jy is verkeerd. Rit, onthou jy toe Piet dood is? Jy het gesê jy het 'n lig gesien. Onthou jy dit? Ja, ek onthou maar te goed. 'n Warm lig soos 'n deur wat oopgaan. Ek het aanvaar dat dit vir hom bedoel was. Maar miskien was dit vir my bedoel. Dis pragtig, suster Rit. Miskien was daardie lig liefde, Rit. Dieselfde lig wat vir elkeen van ons gaan kom. Een vir een. Nee, dit gaan nie oor doodgaan nie. Ons gaan almal saam vertrek van hier. Dis nou genoeg, ma. Ma maak die kind bang. Ek is okay. Ek dink Kom ons haal net almal bietjie diep asem en kalmeer. Vergewe my as ek driftig raak. My hart is net vol vanaand. Vanaand vol, môre gebreek. Hy is naby. Ek kan dit voel. Maar asseblief, maar kan nie die einde van die wêreld voel nie. Jy dink ek is malkind, maar die Bybel is duidelik. 2 sal op die rand wees, een sal weggeruk word en die ander een sal agterbly. Ek wil net nie die een wees wat agterbly nie. Maar mag jy nie om my agter te laat nie. Nou, nee, ek het dit nie so bedoel nie. Is dit nie wat eintlik hier aangaan nie. Maar so seker die hemel maar daar wil hê. Maar het maar ooit daaraan gedink dat ek maar meer nodig het hier. Naomi, ek het nie besef dat dit is hoe jy voel nie. Nee, ma. Ma sou nie geweet het nie. Want ma het my lank gelede al afgeskryf. Mense, moenie laat julle liefde in woede verander nie. Sy is nie kwaad nie, pastoor, sy is bang. Toe ek het jou afgeskryf, Naomi. Los dit liewer, ma. Dis te laat om te draai. Ek is lief vir jou, my kind. Jy weet dit tog. Wanneer laas het ma dit vir my gesê? Toe ek 'n klein dogtertjie was. En jy dan? Wanneer laas het jy vir my gewys dat jy omgee? Of wat jy doen is om my te kritiseer? Elke keer as ek die Bybel aanhaal, praat jy my dood. Wanneer het jy begin om die Here te haat? Ek haat nie die Here nie, ma. Maar ek haat dit wat hierdie mense aan ma gedoen het. Maar sy hele persoonlikheid het verander, vandat ma by hulle begin betrokke raak het. Naomi, ek het jou gesê ek is oud genoeg om my eie besluite te neem. Ek gaan nie toelaat dat jy hulle verkleineer nie, hulle het my gered. Hulle het vir my die lig gewys. Die lig, ma? Rarig? Is dit wat ma dit noem? Dis net foefies, ma. Foefies met die doel om mense te trek. Dis nie aanbidding nie. Naomi, raak rustig, moenie dinge sê. Jou hier uit, Ben.
Dis tyd dat ek my mond oopmaak. Ek het te lank stil gebly. Naomi, jy maak aantuigings wat nie gronde het nie. Wat weet jy van ons af? Jy het nog nooit eers 'n diens by ons bygewoon, maar jy beskuldig ons bietjie maklik. Nee, pastoor, wanneer dit by my ma kom, weet ek waarvan ek praat. Ek ken haar al van my geboorte af. Ek het gesien hoe sy al verder en verder van my af wegdryf, voordat jy haar begin beïnvloed het. Dis nie hulle wat my beïnvloed het nie, Naomi. Hulle het 'n leemte binne my gevoel wat baie lank leeg was. 'n Leemte wat maar se kerk nie kon vul nie. Wat is verkeerd met die kerk wat maar groot geword het? Wat is verkeerd met Dominee Bart? Wat bied die mense wat ons kerk nie kan bied nie? Ai my kind, ek wens ek kon jou laat verstaan. Ekskuus Tannie, ek weet dis nie my saak nie, maar ek wil nie iets. Sien nou nie, kind. Dis 'n gesprek tussen my en my ma. Naomi, ek kry skaam vir jou. Wat is dit wat jy op die hart het, my kind? Ek wil net sê, ons stem ons nie almal saam oor alles nie. Is ons tog almal deel van die familie van die Here. Dis maar net dat ons op verskillende maniere Dit is wyse woorde, Patrice. Ons moet meer verdraagsaam wees teenoor mekaar. Ek is nou nie een van julle familielede nie, maar ek stem saam. Verdraagsaamheid kos niks. En om mekaar se standpunte te beledig, help ook nie. Sergeant, jou hart sit op die regte plek. Iemand moet jou net die waarheid leer. Ek dink tog ek en jy moet 'n afspraak maak. Ek het seker niks om te verloor nie. Ben, hierdie gaan oor meer as verdraagsaamheid. Ek het my ma verloor, kan niemand dit verstaan nie. Jy het nie verloor nie, Naomi. Ek is nog altyd hier. Maar die tyd is besig om uit te loop. Dink jy ek wil jou graag hier agterlaat vanaand? Hier gaan ons alweer. Ma gaan niemand agterlaat nie. Ma wil eenvoudig nie sien dat daar 'n muur tussen ons is nie. Dis 'n muur wat jy gebou het, Naomi. Net jy kan dit afbreek. O, dis dit ek wat die muur gebou het. Ek weet waaroor dit gaan. Ma het my nog nooit vergewe nie. Dis wat. Natuurlik het ek jou vergewe, Naomi. Dis alles in jou kop. Ek dink jou gewete pla jou nog altyd. Nie dat jy my beskuldig. Vergewe vir wat, Naomi? Ekskuus dat ek vra, maar julle het die saak aangeroer. Los dit liewer, buurman. Dis privaat goed. Nee, kom ons praat daaroor, ma. Dat die wêreld weet hoe sleg is ma se dogter. Dan het hulle meer rede om ma teen my te beskerm. Naomi, staak dit asseblief. Jy is net ontstel. Ja, verdomp, ek is ontstel. Maar dit maak geen verskil nie. Gaan ma vir ons groot geheim vertel of moet ek? Naomi, dink mooi. Ek het mooi gedink, ma. En ek dink is tyd om daaroor te praat. Wie weet, dalk bring dit ook genesing. Ek weet nie waarna jy verwys nie, maar enigiets wat in die duister gehou word, maak seer. Bring dit na die lig. Ons is net 'n klein groepie hier. Ons sal nie uitpraat nie. Pastoor, dit kan my min skeel of jy gaan uitpraat of nie. Ek is 'n moordenaar. Dis die groot geheim. En dis waaroor my ma teen my gedraai het. Jy's nie moordenaar nie, Naomi. Moenie so daarna verwys nie. Hoekom nie, ma? Kom ons hou op om dinge met mooi woorde toe te probeer smeer. Is dit nie wat ma my genoem het toe ma daarvan gehoor het nie? Ma is die een wat gesê het ek's 'n moordenaar. Ai, Naomi. Hoeveel keer het ek nie al om verskoning gevra dat jy so genoem het nie? Dit was in die hitte van die oomblik gesê. Die feit is, ek het 'n mens doodgemaak. Toe, sê maar niks. Ai, my kind. Waarvan praat jy, Naomi? Hemelpastoor, hoekom is jy so nuuskierig? Los hulle. Laat hulle die ding onder mekaar uitsorteer. Dankie, Ben, maar moenie bekommer nie. Ek het 'n aborsie gehad. Dis my groot sonde. 'n Aborsie? Wanneer? Toe ek 19 was, my pa het nog gelewe. Ek het dit skelm gedoen. My ouers het nie daarvan geweet nie. Ek het eers vir my ma daarvan vertel nadat my pa oorlede is. En sy was woedend om die minste te sê. Nie voedend nie, Naomi, net baie teleurgestel. Dit was 'n groot skok. Maar ek het jou lankal vergewe. Die vraag is, Naomi, het jy al by die Here vergifnis gekry? Ek het, pastoor. Nie dat dit julle aangaan nie. Ek lei af dat jy jouself nog nie heeltemal vergewe het nie, Naomi. Ek sal myself nooit vergewe nie, Ben. Solank ek lewe, sal dit my ry. Ek moet met my gewete saamleef. Nee, Naomi, jy hoef nie met selfverwyte te lewe nie. As die Here jou vergewe het,
kan jy die las van jou eie skouers afgooi. Hy het die prys betaal vir ons misdade en dit op hom geneem en daarvoor betaal. Ja, pastoor. Ek ken die rympie. Ek is ernstig, my boetie. As jy vrede wil hê, sal jy... Wat laat jou dink ek wil vrede hê, pastoor? Ek het nie illusies nie. Ek moet saamleef met die gevolge van my dade, dis al. Maar wat ek wil hê, is my ma, wat julle van my gesteel het. Jy is onbillik, Naomi. Hulle kan nie al die blaam dra vir wat tussen jou en jou ma gebeur het nie. Dis iets wat julle twee sal moet uitsorteer. Dit is maklik vir jou om op die kantlyn te sit en vingerwys ben. Maar wat van jou eie lewe? Sê bietjie vir ons, waarom is jy regtig hier vanaand? Waar is jou vrou en kinders? Naomi staak dit. Ben het niks aan jou gedoen nie. Ek is moeg daarvoor dat hy hom hier hoogheilig hou, ma. Hy is altyd die een wat raad vir almal om hom het. Die vredemaker. Maar intussen is dit alles ook maar net 'n rookskerm. Goed, ek sal jou sê hoekom ek hier is, Naomi. Ek is hier omdat ek nie by my huis wil wees nie. My huwelik val uit mekaar. Is dit wat jy wil hoor? Is jy nou tevrede? Maak dit nou van my 'n slegte mens. Nee, mense. Dinge is nou besig om lelik uit te rafel. Laat ons nie vergeet waarom ons hier is nie. Kom ons gebruik eerder hierdie tyd om mekaar op te bou. Ek is jammer, Ben. Ek het uit my beerd gepraat. Ek weet, Naomi, ek is nie kwaad vir jou nie. Ding is net, ek en Martha, dis hel om by die huis te wees. Ons verskree mekaar net. Ek weet, Ben. Ek is jammer om die een te wees om dit vir jou te sê. Maar almal weet. Almal weet van jou ontrouheid. Naomi, Doe maar dit. Wat help dit om dit te probeer wegsteek? Ja, Naomi. Ek het 'n verhouding gehad met iemand anders. Maar ek het dit lankal verbreek, dit is verby. Ai, ou Ben. Ek neem aan jou vrou wil jou nie vergewe nie. Sy sê sy het pastoor, maar dinge was net nooit weer dieselfde nie. Ek en Martha is besig om al verder van mekaar af weg te dryf. Julle sal dit moet regmaak, Ben, terwille van jou kinders ook. Dink jy ek het nie al probeer nie? Die ding is, dis moeilik. Die probleem is nie sy nie, dis ek. Nou wat is die probleem, Ben? Die waarheid is, ek kan haar nie in die oë kyk nie. Klink my jy is die een wat jouself nie kan vergewe nie, maat. Ja, dis seker so, sergeant, maar dit verander niks. Ek kan nie net jammer sê en aangaan met my lewe asof dit nooit gebeur het nie. Ben, as jy na vanaand nog geleentheid het, moet jy gaan regmaak. Die lewe is te kort, jy kan nie so lewe nie. Ek weet, buurvrou, ek weet. Daar sal na vanaand nog geleentheid wees. Glo my. Ek gaan nie verder met jou stry nie, Naomi. Die tyd is min. Ekskuus. Daar is iets wat ek ook wil sê voor dit te laat is. Wat pla jou meisiekind? Die ding is, ek moet ook iets bely. Ek moet dit na die lig bring voordat ek wil gereed wees wanneer. Sies tog, ja, hier bely ons almal ons sondes teenoor mekaar en nou voel jy dat jy ook jou skuld moet bely. Jy moenie voel dat jy moet doen omdat jy glo die wederkoms gaan vanaand plaasvind nie. Ek bedoel, moenie jouself blootstel nie. Naomi is reg. Jy gaan môre nog hier wees. Nee, oom Ben. My gewete pla my al lankal. Om daaroor te praat, bring ook 'n soort vrede. Ek was oneerlik. Ek het iets lelik gedoen. Wees rustig, kind. Ons wil jou nie veroordeel nie. Ek het graad 11 verlede jaar op 'n oneerlike manier geslaap. Ek het vraestelle gesteel. Hoe op aarde het jy dit reg gekry? Dis 'n lang storie, oom Ben. Maar die feit is, ek was oneerlik. Ek het besef dat ek dit nie sou maak nie. Toe steel ek die vraestelle. Hoor hier, meisie. Dis 'n goeie ding dat jy vanaand besluit het om na vore te kom daarmee. Maar dit kan ernstige gevolge vir jou inhou. Jy verstaan dit, né? Nee? Ek gee nie om nie, Tannie. Ek het net gedink, dit moet uitkom voor vanaand. Ek bedoel, as die Here kom, moet daar nie iets in my lewe wees wat ek nog nie reggemaak. Jemmelkind, hoe naïef kan 'n mens wees? In die eerste plek, om dit hier vir ons te vertel, omdat jy dink jy gaan weggeneem word, beteken nie dat dit nou reggemaak is soos jy dit stel nie. As jy dit wil regmaak, gaan praat met jou skoolhoof. Los die kind, Naomi. Sy is opreg, die Here weet dit. Opreg beteken niks, ma. Een van die lewensreëls wat almal van ons moes leer toe ons groot geword het, is dat ons dade gevolge het.
Sy moet die gevolge van haar dade dra. Jammer sê beteken nie veel nie. Het jy dit al voor die Here bely, Patrys? Het jy sy vergifnis al ontvang? Ek het, pastoor. Maar wat die tannie sê is waar. Ek moes bereid gewees het om die gevolge te... Nie moes nie, Patrys. Moet is die regte woord. Jy gaan môre nog hier wees, glo my. Die vraag is, wat gaan jy daaraan doen? As die Here ons vanaand kom haal, Stop dit, asseblief. Ek het nou genoeg gehad. Sien maar wat 'n skade doen ma se praatjies. Daar is minder as 'n halfuur oor, Naomi. Jy sal sien. Los jou ma, Naomi. Sy is reg. Dis byna verby. Kom ons wag nog die rukkie. Om verder daaroor te stry sal tog geen doel dien nie. Dit was miskien nie 'n slegte ding om te praat oor sekere goed nie. Ek moet sê ek voel ligter, nou dat sekere dinge van my hart af is. Ek loop al so lank en opkrop. Dis nie goed nie. Jy is reg, Naomi. Om dinge in te hou is nooit goed nie. Dis soos 'n drukkoker. Vroeër of later gaan daai deksel afskiet. Sielkunde 101, pastoor. Het jy dit op universiteit geleer? Ek praat eintlik uit ondervinding uit, Naomi. Ek weet wat dit doen aan 'n mens, as jy nie praat oor jou gevoelens nie. Ondervinding op jou ouderdom. Ja. So het elkeen van ons maar sy kruis, né? Die Bybel het gesê dat ons wêreld met dorings en distels besaai sal wees. Niemand het gesê hierdie lewe gaan maklik wees nie. pastoor, ek admireer jou. Om leiding te neem terwyl jy self met iets worstel, kan nie maklik wees. Ag, dankie Patrys. Maar jy hoef jou nie oor my te bekommer nie. My probleme stel my eintlik in staat om ander se probleme bietjie beter te verstaan. Dit hang af, pastoor. As jy nog nie vrede gemaak het met sekere dinge in jou lewe nie, kan jy nie ander mense help om dit te doen nie. Dit mag bietjie ingewikkeld ou ben. My pa. Ek kom eintlik uit 'n baie ongelukkige ouerhuis uit. Pa was alkoholist en 'n geweldenaar. Hy het ons en my ma dikwels aangerand in sy dronkenskap. En toe ek 16 was, het my ma selfmoord gepleeg. Dis verskriklik, Julian. Ja, die ding is, ek kan hom vandag nog nie vergewe nie. Waar is hy vandag? Hy het die pad gevat na my ma se dood. Hy het ons eenvoudig net so gelos en verdwyn. Ons het toe by my tante gaan bly. Hoeveel kinders was julle? Dit was ek en my tweelingsussies. Ek was die oudste. Ek is regtig jammer om dit te hoor, pastoor. Dit kon nie maklik gewees het nie. Nee, ek het nog nooit weer met my pa gepraat nie. Ek weet waar hy woon. Ek hoor hy is intussen weer getroud. Ek het groot begrip vir jou situasie, pastoor. Ek sou net soos jy gevoel het, maar jy sal moet mooi dink. Die beroep waaraan jy is, jy kan nie vir ander mense preek oor vergifnis as jy dit nie self kan toepas nie. Ek weet nie. Maar wat stel jy voor? Vra jouself af, wat sou jou raad wees as iemand wat dieselfde omstandighede het by jou kom aanklop vir raad? Wat sal jou raad aan so iemand wees? Ek hoor jou, Ben. Maar hoe? Ek weet wat die regte ding is om te doen. Maar ek weet wragtig nie hoe nie. Dit vreet aan my. Dit hou my s'nags wakker. Maar Hoor hier, hierdie gesprek raak nou heeltemal te ernstig vir my. Het julle agtergekom, die reën het bedaar. Die natuur maak gereed. Wat van jou, sersant? Ons het nou almal ons diepste geheime hier blootgelê, maar jy sê niks. Nee wat, my lewe is maar saai. Ek het nie indrukwekkende geheime nie. hoe het jy 'n ateïs geword? Is jy so groot gemaak? O, nee, julle sal dit nou nie glo nie. Maar ek het in 'n pastorie groot geword. My pa was 'n dominee. Nou waar hy dinge verkeerd geloop. Het daar iets gebeur dat jy jou geloof verloor het? Dis juis my ouerhuis wat my oë laat oopgaan het, my vriend. Ek het gesien hoe Christene lewe. Ek verstaan nie. My pa, Sondag daar op die kansel. Elke dag betrokke by die kerk. Ek het gesien hoe die mense opkyk na hom. Hoe hulle sy raad en sy voorbeeld volg. Maar in sy eie huis, wanneer die wêreld hom nie sien nie, dan het daar 'n ander man na vore gekom. Die ware Karel Leroux. Ek het vroeg in my lewe al besef,
Hierdie godsdienstding is een groot show, niks meer nie. Ek is regtig jammer, maar jy kan nie alle Christene oor dieselfde kam skeer nie. Dis nie net by pa nie. Deur die jare het ek na Christene gekyk en gesien hoe hulle optree wanneer hulle dink niemand sien hulle nie. Kyk nou maar net vanaand hier. Elkeen van julle leef met een of ander donker geheim, selfs die pastoor. Maar voor die wêreld is julle die toonbeeld van Christelikheid. Eisersant. Dis juis omdat ons almal sondaars is dat ons die Here nodig het. Dit is wat Christen wees beteken. Oom, die Here kom. Daar is nog tyd. Oom moet Ek regmaak. waardeer jou besorgdheid, dogter, maar ek gaan beslis nie val vir hierdie oordeelsdagpraatjies van julle nie. Daar's niemand so doof soos die een wat nie wil hoor nie. Wat gaan aan met die ligte? Ek het julle gesê die krag gaan nie hou nie. Dis hier. Dit het begin. Daar sy. Die weer het die krag uitgeslaan. Bly almal net kalm asseblief. Wag, ek het 'n flits. Hier is hy. Daar. Nou kan ons mekaar darm weer sien. Die hemel is besig om oop te gaan. Dis nie meer lank nie. Dis net die wind, ma. Nee, iets is aan die kom. Ek weet dit nie. Julle is besig om julleself bang te praat. Kry nou en daarmee. Daar's niks aan die kom nie. Ek stem saam met Naomi. Julle soek nou die wegraping in elke gelei. Dis onweer buite, niks anders nie. Ek is bang, sê nou. Sê nou wat, Patrys? Hoe weet ons dat hy ons gaan kom haal? Wat as hy ons verbygaan? Geloof my kind, moenie nou begin twyfel nie. Hou vas aan sy beloftes. Hoekom is dit nou skielik so stil? Soms praat stilte harder as 'n lawaai. Dis asof die natuur besig is om asem op te. Dis die laaste stilte voor die trompette begin. Hy gee ons 'n laaste kans. Dis byna middernag. Die deur is los. Sit julle net so. Ek sal gaan kyk. Ek vat die flits. Ek is nou terug. Die lig voel anders. Kan julle dit ook voel? Miskien moet ons saam bid. Net in geval ons nog hier is as die oggend kom. Klein gelowige. Voel julle dit ook? Dis asof die vloer liggies bewe. Ja, ek voel dit ook. Dis tyd. Dalk is die engele al besig om die wolke te open. Moenie julleself bang praat nie, ma. Jy sal sien, Naomi, hy het beloof hy gaan kom. Dis byna tyd. Kom ons wag dan die laaste paar minute met vrede in ons harte. Nie vrees nie. Die trilling word erger. Ja, ek voel dit ook nou. Hoor daar. Dis nie donderweer nie. Wat gaan aan julle? Hier is iets fout. Vra jy nou? Kyk op twyfel, Naomi. Kyk die lig buite. Waar kom dit vandaan? Dit word helderder. Die son kom op. Dis besig om dag te word. Dis die begin. Julle sal enige oomblik die trompette hoor. O, die saaltjie gaan dit nie maak nie. Wat bedoel jy, die saaltjie gaan dit nie maak nie? Wat as die gebou op ons neertuimel? Ek is bang. Here, wees ons genadig asseblief. Ma, gee mos 'n handie. Ek wil nie meer. Is julle nog almal hier? Is dit verby? Wat het gebeur, Ben? Ek weet nie. Ek dink dit was 'n aardskudding. Maar hoe verklaar jy die lig? Dit het gebeur. Dit het regtig gebeur. Wat het gebeur, Rit? Hoekom is julle dan nog hier? Hy het by ons verbygegaan. Maar hoekom? Hoekom het hy ons nie saamgeneem nie? Ons was nie waardig om saamgeneem te word nie. Dit was nie die wegraping nie, ma. Waar is die sersant? Hoekom is hy nog nie terug nie? Dink julle ek moet dalk net gaan kyk wat van hom geword het? Toe maar, ek sal gaan. Wat 'n gesig. Mense, is julle almal oukei? Ek kan nie glo die ou saaltjie staan nog nie. Ek was nou net op pad om jou te gaan soek, sersant. Wat het gebeur? Was dit 'n aardbewing? Nee, nie 'n aardbewing nie. 'n Meteoriet het die aarde getref, net hier buite die dorp. 'n Meteoriet? Maar hoe? Ek sê jou, dit was 'n gesig en 'n half, hoor. Goddank die ding het nie die dorp getref nie. Hoor maar nou. Ek het gesê maar moenie mismoedig wees nie. As iemand waardig sou wees om weggeraap te word, dan sou dit ma wees.
Dan het niks gebeur nie. Ek was verkeerd. Ja, buurvrou, jy was verkeerd oor die wegraping, maar vir 'n paar oomblikke het ek regtig gedink dis die einde. En dit het alles verander. En vir my ook. Ek dink regtig ons moes almal vanaand hier wees. Jy's reg, Julian. Iets het in my ook verander. Hoe bedoel maar nou? Ek het wyser geword, Naomi. Ek besef nou, ek het 'n kind wat my nodig het, soos wat ek haar nodig het. Ma, ek's jammer, ma. Nee, my kind. Ek is die een wat jammer moet sê. Jammer dat ek jou verwaarloos het. Dat ek jou laat voel het asof ek jou nie vergewe het nie. Ma weet nie hoeveel dit vir my beteken nie. Ek was so behept met die wegraping, maar vir wat? As daardie meteoriet 1 kilometer nader geval het, was ons almal daarmee heen, sonder dat die wegraping ooit plaasgevind het. As hy 'n kilometer nader geval het, was die hele dorp weggeraap. Suster Rut, dink suster nou dat daar nie 'n wegraping gaan wees? Nee, my geloof het nie verander nie, Patrys, maar my prioriteite het. Die wegraping gaan gebeur, ek glo dit met my hele hart. Maar dit is skielik nie meer vir my so belangrik nie. Nie een van ons weet of ons die son môre gaan sien opkom nie. Die einde kan enige oomblik kom vir almal van ons. Die lewe is te kort om te sit en top oor iets wat dalk nie eens in ons leeftyd gaan gebeur nie. Dit is die beste ding wat ek maar ooit oor sê het. Wyse woorde. Jy is reg, Rut. Ons maak mekaar onnodig seer. En weet wat? Dis omdat ons fokus verkeerd is. Pastoor, sal pastoor saamkom as ek met die hoof gaan praat en met my maale? Dis hoekom ek hier is, Patrys. Ek sal jou nie aan die genade oorlaat nie. Hoor hier, Ben, kan jy en ek dalk ook so gou moontlik by mekaar kom asseblief? Dit sal my grootste plesier wees, Sersant. Sommer môre nog. Die ligte, dis aan. Ja, vraggies. Soos 'n simbool van die lig wat vir almal van ons aangegaan het vanaand. Dankie dat julle saam met my kom waak het. Jy het geluister na Rut se wegraping, geskryf deur Eugene Pinaar. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Rut was vertolk deur Pietro Pieterse en die van Ben deur Pieter Viljoen. Naomi is gespeel deur Naomi Jansen van Vuren, terwyl pastoor Julian deur Leon Skols vertolk was. Die stem van Natasha Stein was te hoor as Patrys en Eugene Rautenbach as die sersant. Hierdie was 'n produksie van In Ink Luisterstories. Die tegniese versorging is behartig deur Eugene Pinaar.